Vandag se storie gaan oor koning Hiskia. En koning Hiskia was 'n baie goeie koning. En hy het die Here gedien en hy het gedoen wat God vir hom sê. En hy wou regtig soos sy groot oupa grootjie wees, koning Dawid, want koning Dawid was 'n goeie koning. En toe het Hiskia die Here gedien en eendag toe word Hiskia toe word hy baie siek. En toe moet hy in die bed gaan lê en hy het koors en hulle sit 'n nat waslappie op sy kop en hulle bring vir hom medisyne, maar hy word nie beter nie. En hy is verskriklik siek. En dis nou regte hoes daai. Hy is verskriklik siek. En toe kom Jesaja na hom toe. Nou Jesaja was 'n profeet wat God se woord vir mense gepreek het. En toe kom hy na koning Hiskia toe, want die Here het hom gestuur. En toe sê hy vir hom, koning Hiskia, die Here sê, jy gaan nie beter word nie. Jy moet al jou papiere reg kry vir jou familie, want jy gaan doodgaan. En toe draai hy sy gesig na die muur toe en hy wil nie eet nie, en hy huil, en hy huil, en hy huil, en hy vee trane af. Hy sê, Here, asseblief, maak my beter, ek wil nie nou doodgaan nie, maak my gesond. En Jesaja het toe weggeloop terwyl die koning huil. En hy loop weg, en hy loop uit die paleis uit, en hy loop toe deur die vierkant is amper soos wat ons hier het, wanneer ons tee drink, hier waar die gras is waar jy speel. En toe loop Jesaja deur, en toe sê die Here vir hom, draai om, gaan na koning Hiskia toe, sê vir hom, ek het sy gebed gehoor, ek het sy trane gesien, ek sal hom beter maak, en ek gaan vir hom nog 15 jaar gee om te lewe. En toe loop Jesaja terug en hy sê, koning, die Here het jou gebed gehoor, en jy gaan nog 15 jaar lewe. Toe sê koning Hiskia, so dankie Here, dankie dat u my gehoor het. Maar wag 'n bietjie, Jesaja, hoe gaan ek weet, die Here het regtig met jou gepraat? Watter teken gaan die Here vir my gee? Toe sê Jesaja, goed, jy kan kies. Daar's 'n skaduwee, wat hulle het nie sulke oorlosies gehad soos ons nie. Hulle het sulke trappies gehad, en elke trappie sê nou maar 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 uur, 6 uur, en dan gaan jy weer af, 7 uur, 8 uur, 9 uur, as jy met die trappies afklim. En toe sê hy, wil jy hê die skaduwee moet vorentoe gaan op die trappies? Laat dit sê, dis sê nou maar nou 1 uur gewees, en skielik is dit 6 uur, of wil jy hê die skaduwee moet agtertoe gaan? Toe dink die koning. Toe sê hy, dis maklik vir die skaduwee om langer te word, vorentoe te gaan. Vra die Here dat die skaduwee moet agtertoe gaan. En toe doen die Here dit. En toe weet Hiskia, die Here het hom gesond gemaak, sy gebed gehoor. En toe gaan hy tempel toe, en toe aanbid hy die Here, toe prys hy die Here, maar toe kom daar 'n versoeking om iets sleg te doen. Want daar het mense van 'n ver land af gekom. Toe sê hulle, koning, ons het gehoor jy was baie siek, ons het vir jou persente gebring, om te sê ons is so bly jy is beter. Toe sê hy, ja, kom ek vat julle na my paleis toe, kom ek wys julle. Toe vat hy hulle deur die paleis, hy het sulke kamers waar daar goud is en silwer en diamante, en hy vat hulle daarin en sê, kyk al my geld, kyk al my rykdom, kyk hoe spesiaal het die Here vir my gemaak in my koninkryk. En hy brag toe, hy praat toe groot van wat die Here gedoen het, en hy het nie die Here toe aangehou prys en geëer nie. En toe sê die Here, nou gaan ek jou straf. Nou gaan ek jou dissiplineer. Nee, soos ons kinders, nee, partykeer met ons ouers ons straf, ons dissiplineer, en toe doen die Here dit. En toe kom daar 'n koning van 'n ander land af, met al sy soldate, en daar's duisende van hulle op hulle perde, en hulle het pyle en boë, hulle het swaarde, hulle het spiese, hulle het skilde, en toe omsingel hulle Jerusalem waar koning Hiskia bly in daai stad. Want daar's mure om die stad, maar toe trek al die soldate so rondom die mure. Toe sê hulle, nou gaan ons julle stad verwoes, ons gaan julle vernietig en teen julle beklei. En toe is Hiskia so bang, want hierdie koning is sterk, en Hiskia het nie so baie soldate nie.
En toe sê hy, nee, wat gaan ek nou doen? En toe stuur hy van sy manne uit, toe sê hy, jy en jy, sal julle asseblief uitgaan na daai ander koning toe, en net hoor wat sê hy, want hy wil nou met my beklei. En toe gaan hulle uit die stad uit, en hulle kom na die koning toe, en toe praat hulle met sy generaal, die generaal soos die baas van al die soldate. En toe sê die generaal vir hulle, julle dink julle God kan julle beskerm, gaan sê vir koning Hizkia, julle God kan niks doen nie, ek is sterker as al die lande, en as al hulle gode. Ek het al die ander lande se gode gevat, ag man, hulle ou standbeeldjies, ek gooi dit in die vuur, ek brand dit, en julle God sal julle nie beskerm nie. En toe gaan sê hulle vir koning Hizkia, hy gaan met ons beklei, hulle gaan met ons beklei en ons doodmaak, ons weet nie wat om te doen nie, en toe skeer koning Hizkia sy klere, en toe skryf hy ander koning, toe skryf hy 'n brief, sê hy, gee hierdie brief vir jou koning, en gaan sê vir hom, ons gaan julle kom doodmaak. En toe vat hulle die brief vir koning Hizkia het die brief in sy hand, en toe maak hy dit oop en hy lees dit, toe dink hy, nee, toe rol hy die brief op, en hy gaan in die tempel is mos soos hulle kerk, en hy gaan kniel daar, so hy gaan op sy knie, en hy maak die brief oop, hy sê, Here, lees hierso, u weet wat hulle gesê het, hy het gesê, u is net soos 'n standbeeld, hy kan al die gode wen, en u kan ons nie help nie, maar u is die ware God, u is die lewende God, asseblief, Here, help ons, beskerm ons, en hy was jammer oor sy sonde, dat hy nie eintlik die Here geprys en gedank het, en so geroem het oor hoe goed hy is, en dis hoekom hy sy klere geskeer het, hy was so jammer, en toe vra die Here om te vergewe en te help, en toe kom Jesaja, daai selfde profeet, toe kom hy na die koning toe, en hy sê, koning, die Here het 'n boodskap vir jou, hy het jou gebed gehoor, hy sal ons beskerm, want daai ander koning dink, ons God is nie 'n regte God nie, maar hy sal sien, die Here gaan ons beskerm, die Here sal hom terugvat na sy land toe, hy sal nie eers 'n pyl in 'n boog sit, om hier te kom beklei met ons nie. En toe is Hizkia baie dankbaar, en die volgende oggend, toe die son opkom, toe staan daai ander koning op, nou gaan ons beklei vandag, hoekom slaap al die soldate nog? Hey, word wakker, en hy probeer die soldate wakker maak, maar toe's almal van hulle dood. Toe die Here in die aand, het die engel van die Here het gekom in die aand, terwyl die soldate slaap, maak hulle almal dood. 185.000 soldate in een aand. En toe daai arme koning soos 'n hond, as jy met die hond raas en sy sterte so tussen sy bene, toe loop daai koning so huis toe, en sy hele weermag is dood, meeste van hulle. En toe kom hy terug in sy eie land, en toe gaan bid hy vir sy God, en terwyl hy vir sy God bid, toe kom sy eie 2 seuns, toe maak hulle hom dood. Dit is 'n aardige storie, maar is ook 'n goeie storie, want dit wys, mense moenie vir God spot nie. Dit is baie gevaarlik, en dit wys, God sal sy kinders dissiplineer. Hy sal hulle tigtig. Die woord wat ek nou gebruik is straf, maar dit beteken nie hy haat sy kinders nie. Ek sit straf daar, want julle verstaan straf, dissipline is 'n groot woord. Dit beteken hy is lief vir sy kinders, en as sy kinders, as ons verkeerd doen, dan dig hy ons, om ons te sê, moenie verkeerd doen nie, doen reg, draai na die Here toe, en dan roep ons tot hom, en hy vergewe ons, want, hoekom kan God ons vergewe? Want, Jesus het vir ons sondes aan die kruis gesterf, hy wil hê ons moet hom vertrou. Julle kan gaan sit.